Goeiemôre. Jy luister na oordenking 130 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is denke soos 'n virus. Ons het gister beslissend gesien dat 'n mens jou lewensdraaiboek kan verander. Maar daar is nog een vangskoot waaroor ons nie gepraat het nie. Medici sê dat virusse so suksesvol is omdat hulle dit reg kry om ons immuunstelsel te flous. 'n Virus boos die selproteïene van ons liggaam na en gaan ongesiens onder die radar van ons immuunresponses verby. En dan kaap dit ons liggaam se eie hulpbronne om te vermeerder en te versprei en ons siek te maak. Hoor mooi, virusse is nie deel van ons liggaam nie. Dit het ongenooid in ons liggaam ingekom en nou lyk dit vir ons immuunstelsel asof dit natuurlik deel is van ons liggaam. Dit is eers wanneer ons simptome ontwikkel soos koors en pyn dat ons weet, ek het 'n virus onderlede en moet 'n plan maak. As 'n mens dit nie erken as 'n virus nie, dan dink 'n mens, ek moet maar met hierdie koors en hierdie pyn saamleef. Dis maar deel van my lot. Eric Berne het 'n baie insiggewende ontdekking gemaak. Hy het ontdek dat sekere oortuigings onopgespoor by ons denke ingesluip het. Denke wat nie natuurlik deel moes wees van ons gedagtewêreld nie, maar ons, in aanhalingstekens, immuunstelsel, het dit nie opgetel nie. Babas, peuters en kleuters het nie die vermoë om hierdie waarhede te toets wat aan hulle voorgehou is nie. Daarom word daardie virus, daardie leuen, deel van hulle natuurlike menswees. Hulle kom nie agter dis 'n leuen nie. Hulle dink dit is die absolute waarheid. Ek gaan nou 'n eenvoudige, dog wrede voorbeeld gebruik van hoe hierdie virusse in ons stelsel beland. Toe ek destyds my ambag voltooi het om 'n vakman te word, moes ek vir 3 maande tegniese kollege toe gaan op Springs. Een van die dosente by die koshuis het 'n klein seentjie gehad. Op 'n dag staan die seentjie agter op die bakkie en so seentjies maar maak, wil hy in die lug spring dat sy pa moet vang. En sy pa sê vir hom, is reg, spring, ek sal jou vang. En net toe die seentjie spring, gee sy pa pad en die seentjie val hom dusnis op die grond. Terwyl hy huilend die stof in die grond van sy kleertjies afvee, sê sy pa vir hom, leer nou al jou les, vertrou niemand in hierdie wêreld nie. Die probleem met hierdie leuen is dat dit lyk soos die waarheid. Daar is vele kere in die lewe waar mense jou vertroue sal skend. Maar dis nie al wat waar is nie. Net so sal daar mense op jou lewenspad kom wat jy kan vertrou. Goeie vriende, geliefdes, wat jy met jou hele hart kan vertrou. Dis duidelik dat die pa met daardie virus in sy eie gedagtes rondgeloop het en aan sy kind oorgedra het. Eric Berne sê sulke oortuigings kom lê vas in ons gedagtes asof dit die absolute waarheid is. Dit het so vroeg in ons lewe in ons stelsel ingekom dat ons nog nie die vermoë gehad het om dit te toets nie. En dit voel soos 'n absolute waarheid wat natuurlik en vanselfsprekend in ons gedagtes moet wees. Dit is so tuis in jou gedagtes ingewurm dat jy dit nie sonder 'n goeie skok antibiotika kan uitkry nie. Ons sal môreoggend praat oor antibiotika vir ons denke. Kom ek noem nog 'n voorbeeld. En dit gaan oor liggaamlike persepsie en liggaamlike positiwiteit. 'n Virus waarmee baie mense leef is die oortuiging dat hulle nie mooi is nie. Daar is soveel voorbeelde hiervan, maar een van die algemeenste kom by mense voor wat oorgewig is of wat voel dat hulle oorgewig is. Hulle sal nie die subtiele beskrywing gebruik soos ek is soveel kilogram swaarder as wat ek graag sou wou wees nie. Hulle sal gewoonlik woorde gebruik of uitdrukkings gebruik soos ek is vet. Maar die woord vet beteken nie dieselfde as wat dit dalk vir my beteken nie. Vet is 'n sinoniem vir aaklig, lelik, selfs walglik.
Solank iemand leef met so 'n gedagtevirus, is dit moeilik om iets daaraan te doen. Want daardie virus is so tuis in hulle gedagtes dat hulle dink dit is almal se waarheid. Dis maar net hoe dit is. Vet mense is lelik en niemand sal my wil hê nie. Daardie boodskap het gewoonlik baie vroeg reeds vasdrapplek gekry in 'n kindjie se gedagtes. En al het hulle nou groot geword, bly dieselfde virus heerlik voortleef en kaap hulle eie liggaamse hulpbronne om voort te leef. Hulle eie denkprosesse verval in 'n sirkelgang van gedagtes. As hulle 'n glanstydskrif optel en die vrou in haar bikini sien, sê hulle, "Jep, ek is vet en lelik." 3 bladsye verder, dieselfde storie. En hulle vergelyk hulle self altyd met mense wat maarder is as hulle. En omdat dit vir hulle self waar is, glo hulle dat alle ander mense soos hulle dink en dieselfde persepsie het. Hoe maak 'n mens met sulke denkvirusse, gedagtevirusse? Ons kan net iets daaraan doen as ons die virus herken. En wat jy dink 'n natuurlike innerlike stem van oortuigde en getoetste waarheid is, moet jy eers raak sien as 'n virus wat jou gedagtes en jou menswees oorneem, en dit gebruik jou eie hulpbronne, jou eie denkprosesse om jou aan te val en siek te maak. Ek sê nou siek in aanhalingstekens. Want dan sal jy jouself die toestemming gee, as jy raak sien dat dit 'n virus is, om vir behandeling te gaan, om die leuen te begin raak sien, om jouself oop te stel vir ander waarhede. Iemand wat dink dat hulle niks makeer nie, loop met die virus rond en ly onnodig. Hulle het koors en pyn en hoofpyn en dink, dit is maar my lot, ek moet so ongelukkig leef. Daardie virus moet uit jou sisteem, uit jou gedagtes, dat jy gesond en gelukkig en tevrede kan leef. 'n Vriendin en mentor van my, wat baie jare ouer as ek is, Yvonne Retief, het 'n gesegde: "Die duiwel kan ons nie van die ewige lewe beroof nie. Maar genade, hy kan hierdie lewe op aarde vir ons hel maak." Is natuurlik net waar as ons dit toelaat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons vanoggend om die leuns wat in ons gedagtes ingesluip het, raak te sien. Laat ons die leuns raak sien wat my as kind van U laat voel soos 'n weggooi kind. Vader, laat U Gees van waarheid ons die leuns ontdek en help ons om dit uit te wis, sodat ons in waarheid mag leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.